Goeiemôre vriende. Gister het ek nou my vleis in sy worcestersoos, sy asyn, ek die worcestersoos, maar ek het swart asyn en wit asyn gehad. En ja, toe het ek het oornag. En nou gaan ons die strips nou weer oor spys en dan hang ons dit nou. Ja, en soos julle mos nou weet, ek is 'n Suid-Afrikaner wat hier in Taiwan bly. En ja, so soms smaak mens na iets van die huis. So ek probeer maar om myself te troos en soos 'n biltong liefhebber, I'm making my own biltong, so watch my process. So ja, soos julle kon gesien het ek 'n bietjie van my spices in die bord gesit en ek spys hulle so dry hulle maar in dat hulle lekker kan tee wees. En dan kry jy my kan 'n hoek en so gaan ek hom ophang. En daarso in my kombuis sal ek hulle hang nou. En ja, môre julle mense, ek wil net saam met julle deel, dis so my biltong nou lyk. Ja, dit het 4 dae gehang en ek het 'n stukkie daarvan geproe en vir my fantasties mense. So wat ek nou gemaak het, ek het hom nou afgehaal van sy hoeke af. As jy kan sien, pragtig lekker uitgedroog. En dis 'n stukkie wat ek kan geproe het, kyk hoe lyk hy. Kan julle sien mense? So ja. Julle reis fantasties pragtig, né? Dis nou my eie huisgemaakte biltong. So wat ek nou gaan maak, in my silo sakkie sit. Hy is nou lekker uitgedroog. En dan kan ek hom in die fridge sit. So as ek hom wil eet, kan ek hom net lekker uithaal en eet. So daai een stukkie wat ek van geproe het. Ja mense. Dis nou so mens nou, as Suid-Afrikaner is wat in Taiwan is en hy smag so vir alles wat hy voorlus het. En ja, baie dankie vir my vriend wat my aangeraai het hoe om dit te maak en my deur het gepraat het. Baie dankie, ek waardeer jou. Môre